Goeienaand, liewe gemeente. Baie welkom by vanaand se Pinksterreeks, Pinkstergeleentheid. My laptop, amper sê ek, my krag het uit, maar my krag is daar nou nog nie uit nie, maar my laptop se krag is af. Dan moes ek hom nou eers weer aanskakel. Maar kom ons groet ook net mekaar in die kerk, dat ons ook mekaar dan net weer blou sê. Die man se vrou wat alleen sit, hulle mag mekaar maar weer 'n keer groet, né? Ons gaan vanaand die tweede ene, die derde ene doen en dit is Johannes 5 vers 1 tot 18, die derde wonderteken verhaal. So kom ons raak stil en dan begin ons vanaand se geleentheid. Here, U sê waar twee of drie in die naam bymekaar kom, daar is U teenwoordig. En hier is ons bymekaar as gemeenskap, as mense wat in 'n verhouding met mekaar staan en tot U staan. Ons bid, Here, dat U vanaand weer deur die Gees so deur ons sal waai. Ons bid, Here, dat die Skeppergees vir ons sal kom besoek, U kerk. Dat die Skeppergees ons sal kom versterk. Dat die Skeppergees ook in ons die lewe sal kom skep. Dat hy in ons ook sal kom waai, sodat die Gees van God ons kan bekragtig om U getuies te wees, om mense te wees van die koninkryk van God, om die koninkryk van God laat kom, U wil laat geskied en die naam geheilig te laat word. Ons is oop en ontvanklik vir U Gees. Amen. Liewe gemeente, die Here Jesus groet vir ons, genade vir julle en vrede van hom wat opgestaan het, opgevaar het en sit aan die regterkant van God, ons voorspraak en ons waarborg. Kom ons sing 'n loflied tot eer van die Here. Ek het een gekies, 188 vers 1 tot 3. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Laat hom wat wonders doen tot in die verste lande. Kom ons sing dit as ons loflied al die verse daarvan. No, the natural attendance to opening faster wonder. Wat wil van kerstfeer dan? Het hij ons van dat kunnen ze zien en ze spel. Voor ze kijken, die ons zullen construeren. Oh, de kleine hand, als de kiebels, de laat die verlaat. Veilig, aanstrijkelen, oh. Ons skriflesing dan Johannes 5 vers 1 tot 18. Die genesing
op die Sabbatdag by Bethesda. Hierna was daar weer 'n fees van die Jode en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreëse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom: "Wil jy gesond word?" Die sieke het hom geantwoord: "Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel van iemand anders voor my in." Jesus sê toe vir hom: "Staan op, tel jou goed op en loop." Onmiddellik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is: "Dit is 'n Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie." Maar hy antwoord hulle: "Die man wat my gesond gemaak het vir my gesê: tel jou goed op en loop." Hulle vra hom toe: "Wie is die man wat vir jou gesê het: tel jou goed op en loop?" Die man wat gesond geword het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom: "Kyk, jy is nou gesond. Moet nou nie weer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie." Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het teen Jesus te velde getrek omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het hom teen hulle verweer. My Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Ons lees tot sover. Ek het 'n kort video wat ek gou vir julle wil speel oor Bethesda en die opgrawings wat nou intussen al ontdek is. Dit is so 4 minute lank. Kom ons kyk gou daarna.
Nou, dan lees so 'n bietjie iets oor Bethesda en die opgrawings wat hulle daar gekry het in die bad wat daar gevind is. Daar's 'n verwarring in die teks. In sommige vertalings sal jy ook lees van Betsata. Dit was waarskynlik is daar 'n verskeidenheid van spellings en hulle sê ook dat van die Grieke wat dit oorgeskryf het, kan nie noodwendig Aramees gelees het nie en daarom is daar so van 'n onsekerheid daaroor. Maar oor die bad, en daar's ook, as julle sien in party vertalings, kom vers 4 byvoorbeeld nie voor nie, want vers 4 is die ou vertaling wat gesê het oor die engele wat die water geroer het. Dit is 'n vertaling van 'n vertaling van 'n vertaling van 'n vertaling en hulle weet nie presies waar vandaan kom nie, maar die oorspronklike manuskripte het nie daardie vers in die Bybel nie. Daarom het die nuwe vertalings nie meer dit so gegee nie, want die kommentaar daarop is dat dit nie dat almal nie dit geglo het dat dit 'n engel is wat die water roer nie en dat dit waarskynlik eerder iets is soos hierdie wat daarvoor verantwoordelik was. So dis maar net so 'n bietjie agtergrond dat ek kan verstaan hoe dit daar gelyk het en wat daar aangaan. Ons het ook die ander groot bad wat hulle nou ook ontdek terwyl hulle nou so onder in Jerusalem grawe is, die bad van Siloam. Maar dis net blykbaar aan die suidekant net op 'n ander plek wat ook 'n groot opgrawing is. Vanaand se tema gaan dan oor ware geloof is waar Jesus is. Want waar Jesus is daar hoop en is daar lewe. Maar is daar veral ook genade. En waar Jesus is, word die lewe herstel. So kom ons leef onsself in hierdie storie in. Verbeel julle is nou daar by die bad van Bethesda. En dis die bad wat ook genoem word die bron van hoop, omdat mense gedink het daar kan hulle gesond word. Mense het gedink dat dit 'n engel is, soos ek nou nog gesê het, maar dit was waarskynlik nie 'n engel nie. En eerder dat daar 'n koneksie was tussen hierdie twee noordelike en suidelike baddes. Maar hierdie man lê op een of ander trappie daar. Nou al vir 38 jaar lê hy daar en wag om ook hierdie belewenis te kan hê om gesond te kan word. En elke keer word hy gewen deur iemand anders wat vinniger as hy is, want net die eerste of sommiges kan dan gered word. 38 jaar lank. Waar was jy in 1986? Dis 38 jaar gelede. P.W. Botha was nog die staatspresident. Alexandra het daardie jaar 'n slagting gehad met 21 mense wat dood is aan onrus. Chernobyl het gebrand in daardie jaar. 38 jaar gelede. Dis die jaar waarin die United Democratic Front gestig is onder leiding van Ellen Busa. Dis die jare waarin ons nog stewig in apartheid was en stewig met bomme mekaar aangeval het en geveg het vir ons land. 30 jaar gelede. Daai man sit vir 38 jaar, 'n leeftyd wat hy daar sit, wag om gehelp te word. 'n Mens wil amper vir jouself wonder, maar jene kon hy nie 'n plan maak in 38 jaar nie. Kon hy nie iemand vra, asseblief, as julle nou weer kom help my. Hoeveel, daar's 38 feeste wat al plaasgevind het, wat mense so toe gekom het vir die reinigingshandeling, wat hy mense kom gevra het, asseblief help my. Maar dit vertel alreeds iets van hierdie man se karakter. En dat hy waarskynlik nie op 'n goeie plek in sy eie lewe was nie. Toe Jesus hom vra, wil jy gered word? Ek bedoel, as dit ek en jy was, wat daar gelê het met 'n siekte, en Jesus vra vir jou, wil jy gered word? Dink ek nie vir 'n oomblik gaan julle sê, enigiets anders as, ja, asseblief, Here. En wat antwoord hierdie ou? Hy moan oor dit te laat is elke keer. Hy kla omdat hy net nie betyds maak om daar kan uit te kom nie. Hy het alle lewenslus en alle hoop op die lewe verloor. Hy het geen verwagting meer van enige iets of iemand nie. En uit die aard van die saak ook geen verwagting van Jesus nie. Jesus het nie hier daar gestaan om met hom 'n geselsie aan te knoop oor die fees waarvoor hulle daar is nie. Hy praat met hom omdat hy vir hom 'n nuwe lewenswerklikheid, 'n lewensmoontlikheid in sy lewe wil laat begin. En dit hoor hy nie. Dit hoor hy nie. Die volgende interessantheid is dat hy dan nou wanneer dit nou gebeur, dan vat hy sy bed en hy loop. So asof dit vanselfsprekend was dat dit moes gebeur het. Ek bedoel, dink jou in, jy leef vir 38 jaar lank
kreupe langs 'n pad, hoop om gehelp te word. Uiteindelik kom hier iemand uit die bloute uit, jy geen idee het van wie dit is nie. En hy sê vir jou staan op en loop. Hoeveel van ons gaan uit die aard van mense gaan opstaan en loop? Maar goed, nou staan hy op en hy loop. En hy tel sy ding op en hy loop. Hy vra nie wie is u nie. Hy vra nie hoe dit gebeur het nie. Hy staan nie verstom en verwonderd van ja, dis waar, ek kan inderdaad loop nie. Hy loop nie. Hy verdwyn. En dan hoor ons van die groeiende teenstand vanaf die godsdienstige leiers. En in die kommentare sê Johannes wil hê ons moet dit weet. Daarom dat hy dit ook in hierdie volgorde vertel. Johannes wil hê ons moet hoor dat dit alreeds toe begin het, dat die godsdienstige leiers dit teen Jesus gehad het. Want dis deel van sy messiaskap. Dis deel van die totale pakkie wat Johannes aan ons wil bekendstel van dis wie Jesus is. Daar was tonne reëls oor die Sabbat gewees. Reëls wat verstommend is. Een kommentaar sê die reëls was so belaglik dat jy amper nie kan dink dat 'n klomp mense dit almal uit kon dink nie. Jy mag nie so ver loop nie, jy mag nie soveel kilogram dra nie, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie links kyk vir langer as 10 minute nie. Nee, maak dit nou sommer op, maar dis omtrent wat dit is, né? Raar is 'n klomp belaglike reëls wat hulle gemaak het oor die Sabbat. Hulle het die ware karakter van die Sabbat verloor. En kyk wat vra hulle vir die man. Hulle vra nie vir hom wie jou gesond gemaak nie, want dit sou 'n goedgekeurde aksie kon wees vir 'n Sabbat. Jy mag goed gedoen het op die Sabbat. Hulle vra nie dit vir hom. Hulle vra van wie het vir jou gesê jy mag jou goed dra, want dit mag hy nie gedoen het nie. En so geniepsig was hulle gewees en het hulle met die reëls omgegaan om 'n punt te bewys, om Jesus skuldig te kry. Ja, as jy werk gedoen het in daai tyd op die Sabbatdag, kon jy met jou lewe daarvoor geboet het. Wat sê hierdie man? Nee, dis iemand anderster, die oeroud sonde, né? Wat het Eva gesê? Is nie ek nie, is die slang. En wat het Adam gesê? O nee, is nie ek nie, is die vrou. Dis altyd mos iemand anderster. Dis mos nou net nooit ek nie. So, nee, dis nie ek nie, dis die man wat vir my gesê het. Die man wat vir my gesê het, draai jou goed en loop. Later kry hulle mekaar weer. En dan sê Jesus vir hom 'n interessante ding. Jesus sê vir hom moenie weer verder sondig nie, sodat daar iets ergers met jou gebeur nie. Nou kan ons verskillende afleidings maak. Een afleiding is om te sê dat daar sonde betrokke was vir die rede waarom hy verlam was. Maar meeste kommentare sê omdat Jesus dit op 'n ander plek afgewys het, is dit waarskynlik nie dit nie. Baie kommentare reken dat Jesus vooruit geweet het dat hierdie man uiteindelik nie gaan glo nie, dat dit is eintlik die grootste sonde wat jou kan toekom. Dat jy nie glo dat hy die Messias is nie. En as jy nou sien wat nou later gebeur, dan wil dit nou amper klink asof dit is. Want toe hy nou uiteindelik in die tempel ontdek dat hierdie man is Jesus, wat doen hy? Hy hardloop. Hoe het ons in die ou dae gesê toe ons kinders was, hardloop voor die pad vol dubbeltjies raak, né? Hy hardloop om vir die Joodse leiers te gaan sê, dis Jesus wat vir my gesê het, tel op jou goed en loop. En daarom, liewe gemeente, kan ons daaroor wonder, maar waarskynlik klink dit asof hierdie genesingswonder nie sy lewe verander het nie. Dis die grootste gebeurtenis in sy lewe vir 38 jaar en hy word genees. En dit klink asof dit nie sy lewe verander het nie. Dit klink asof hy verwag het dat hierdie moes gebeur het. Iemand moes dit al kom doen het. Dat hy, hoe sê die Engelse, entitled was om so te kon word. Dis van die elemente wat Johannes in hierdie verhaal vertel wat hy wil hê ons moet van kennis neem. Wat het jou besonders geraak vanaand? Wat het vir jou uitgestaan uit hierdie verhaal? Wat vir my uitgestaan het is twee interessante dinge. Die eerste een is waar Jesus is daar hoop. Die verhaal konfronteer vir my en jou eintlik met die dinge waarop ons vertroue stel. Daar is soveel dinge waarop ons vertroue stel, waarin ons om lewe en dood vasklou. Want ek moet tog net nie daaroor laat los nie. As ek los, dan val my sekuriteitsstrukture, my veiligheidsnet val weg. As ek aan hierdie honderde goed waaraan ek vasklou en waaraan ek my lewe hang, as ek dit los, dan val my veiligheidsnetwerk met my uit. En dit maak dat ons baie keer nie die nuwe moontlikhede van die lewe kan raak sien.
dat nuwe moontlikhede by ons verbykom, maar ons is so vasgevang dat ons dit nie kan raak sien. Paul Fyn skryf oor hierdie gedeelte en hy sê, this sick man does what we nearly all do. He limits God's help to his own ideas and does not dare promise himself more than he conceives in his mind. Dit nie wat dit is nie, né? Omdat ons nie die lewensmoontlikhede raak sien nie, dit soms selfs nie eens oorweeg nie, beperk ons Jesus se werk in en soms deur ons lewe. As ons dit nie kon uitgedink het en dit kan bedink nie, dan kan dit nie wees nie, dan is dit nie moontlik nie. In ons vasgevangenheid sien ons nie die nuwe moontlikhede raak nie. En so was hierdie man. Al wat hy sien, is dat hy nie betyds by daai water kan uitkom nie. Dis al werklikheid wat voor sy lewe is. Selfs toe Jesus vir hom sê, wil jy gesond word? Is al werklikheid wat in sy kop rondmaal is, ek kom nie betyds by daai water uit nie. Ek is elke keer net te laat. Daar's altyd iemand net voor my. Hy oorweeg nie eers om vir Jesus te vra om hom gesond te maak nie. Hy lê daar asof hy deel is van hierdie trappies. Vir 38 jaar het baie mense waarskynlik oor hom geval. Geen hoop nie en geen uitsig op 'n nuwe lewensmoontlikheid nie. En so daag hierdie verhaal vanaand vir my en jou. Daag ons om weer hoop te hê. Daag ons om met nuwe oë na die lewe en die moontlikhede in die lewe rondom my te kyk. Ja, dit daag ons selfs om na die onmoontlike in my lewe te kyk. Ek vang myself dat ek soms bid en dan dink ek na die tyd, maar jy dink dit gaan gebeur nie. Jy dink dit kan gebeur nie. Die wetenskap sê dit kan nie gebeur nie. Die mediese sê dit is nie moontlik nie. En daarom wil hierdie teks ons weer daag om die hoop raak te sien waar Jesus is daar nuwe lewensmoontlikhede. Is daar altyd hoop. Kan daar altyd weer iets nuuts gebeur. Ons het dit gesien gisteraand by Martha. Waar Jesus is, glo sy dat daar iets kan gebeur. As hy hier was, Here, dan sou hy nie gesterf het nie. Maar nou weet ek nogtans, iets kan aan die broei wees waar hy is. Ons het dit gesien in Sondagoggend in die gelesingsverhaal in die bruilofsfees. Toe Maria vir Jesus gesê het, die wyn is op. Hoekom sê jy dit vir my? En wat sê sy? Sy gaan sê vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, doen dit. Want sy het geweet, daar's altyd 'n lewensmoontlikheid. Daar's altyd hoop. Waar Jesus is, gebeur ja, en is daar lewe. Selfs in die slegste van omstandighede, hou God vir ons dikwels vas, net met 'n klein skreefie, 'n klein vlammetjie van hoop, om ons aan die gang te hou. En dit hou ons aan die gang, is dit nie? God gee hoop, wat jou na hom toe nader trek. Want waar Jesus is daar hoop. En weet jy wat so 'n ander interessantheid? Waar Jesus is daar ook 'n gemeenskap van gelowiges. Is daar ook verhoudings. Wat was hierdie man se grootste probleem gewees, behalwe vir sy hooploosheid? Hy het nie iemand gehad wat hom kon help nie. En waar Jesus is, waar daar gemeenskap van gelowiges is daar altyd iemand wat kan help. Op 'n ander plek in Markus 2 vers 3 lees ons dat die verlamde man het 4 pelle gehad wat hom deur die dak kom laat gaan het. En hy is gered. Waar Jesus is, hou ons mekaar vas. En skep ons ook mekaar hoop en hoop. Die tweede ding wat vir my opgeval het van hierdie verhaal is, waar Jesus is daar genade. Jy weet dat ek verstom my oor genade, oor God se genade. Dis amper logies, né? Mense wil amper vir jouself sê, maar natuurlik is daar genade, daar's altyd genade in die kerk. Maar kom ons kyk hoe speel dit af in hierdie verhaal. In die vorige gelesingsverhaal het die regeringsamptenaar na Jesus toe gekom met 'n versoek. Kom asseblief na my toe, my seun lê op sterwe. Hy het reeds 'n mate van geloof gehad, want selfs dat Jesus nie saam met hom gaan nie, het hy genoeg geloof gehad om te draai en huis toe te gaan. Na die wonder beweeg hy tot daardie dieper geloof wat Johannes mos nou wil hê ons moet inbeweeg.
en tot selfs sy hele gesin het uiteindelik geglo. Ons het dieselfde gesin by Martha en Lazarus. Maar hoor wat gebeur hier. Die man vra nie. Die man glo nie. Ons hoor nie 'n woord van geloof in hierdie hele gedeelte nie, nêrens nie. Nêrens hoor ons dat hy tot geloof gekom het of dat hy geloof gehad het voordat Jesus met hom gepraat het nie. Dit lyk nie eens asof hy selfs nadat hy genees is geglo het nie. Inteendeel, hy loop en hy gaan verraai vir Jesus by die Joodse godsdienstige leiers. Nadat hy genees is, doen hy nie eens navraag oor wie hierdie man is nie. As Jesus hom nie gekry het in die tempel nie, het hy waarskynlik nooit in sy lewe geweet wie hierdie man was nie. Hy vat net sy bed en hy loop. So asof dit sy reg was na 38 jaar. Maar Jesus kom skep vir hierdie man nuwe lewensmoontlikhede. Nie op grond van sy geloof nie. Geloof was glad nie eers ter sprake nie. Maar Jesus word nie deur ons geloof ingeperk nie. Ek hoor baie keer dat mense vir my sê, ja, maar dominee, jy moet nog glo op my. So asof geloof hierdie sleutel is om God aan die werk te kry. So asof geloof die aksie is wat net daai finale kersie op die koek is om my verlossing te bewerkstellig of om God aan die beweeg te kry. Ons kan bid vir alles. Ja, maar dominee, jy moet glo dat dit kan waar wees. En dit is so. Natuurlik moet ons glo. Maar in hierdie verhaal kom geloof nie eers ter sprake nie. God word nie ingeperk deur ons geloof of ongeloof nie. Jesus kom en skep 'n nuwe lewenswerklikheid vir hierdie persoon. Of hy glo of nie. En of hy in staat is om iets te kan doen of nie. Hy was baie duidelik nie in staat om enigiets te kon doen nie. En dikwels kom skep Jesus ook vir my en jou nuwe moontlikhede. Nie op grond van ons geloof nie. Partykeer ten spyte van ons swak geloof. En dis waar die genade vir my inkom. Genade is waar Jesus is. Jesus wil ons nie net herinner om te glo nie, dit wil hy ook doen. Ons moet ook in die genade hierin raak sien. Dat ook dit wat in ons lewe gebeur, enigiets wat met ons lewe gebeur, is nie uit ons nie. Is nie uit ons verdienste uit nie. Dit kom nie van ons af nie. Dis ook nie in ons wat Jesus beweging bring. Dis nie ons werk, of ons geloof, of ons goedheid, of ons bywoning, of wat ook al ons kan uitdink, wat Jesus in beweging bring nie. Dis 100% God se werk, God se genade. En die interessantheid is, hy gee dit aan wie hy wil. Ons kan nie eens dit beperk en bepaal. Ons kan nie eens sê, Here, kan ek net gou hier, net gou 'n paar verskywings maak, jy moet asseblief, jy kan daar genade uitdeel, hier, nee. Hy gee dit vir wie hy wil. Jesus het waarskynlik geweet wat hierdie man se reaksie was. Dis nie die man se geloof wat maak dat hy gesond geword het nie, maar die krag van Jesus se woorde. Hier kry jy alweer die woorde, né? Die woorde wat al van hoofstuk 1 afkom. Hy is die woord en die woord het mens geword. Hoofstuk 2, sy woord het verandering gebring. Genesingswonder gisteraand. Sy woord was genoeg gewees om 'n verandering te bring. Die krag van Jesus se woord het ook hierdie man gesond gemaak. Ek en jy, liewe gemeente, lewe omdat Jesus wil. Omdat Jesus dit so kies. In 5 vers 21 lees ons ook iets daarvan. Dis nou die gedeelte wat ons nie gelees het nie. Maar dan die opskrif staan daar, die seun maak lewe. In vers 21, soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die seun ook lewend wie hy wil. Daarop is ook die uitverkiesing gegrond. Niks in my het Jesus tot beweging gebring nie. Alles gebeur deur Jesus se wil, 100% genade en deur sy woorde. Ons kan in 'n donker gat wees. Ons kan onder lyding en beproewing swaar kry en ernstig siek wees. Maar dit is nie ongelooflik om te besef dat dit altyd Jesus se woorde is wat ons troos en ons opbeur en ons ophelp nie. Want waar Jesus is daar hoop. Waar Jesus is daar genade.
En waar daar genade is daar lewe. Dis die derde wonderverhaal vanaand wat Johannes aan ons vertel het. Waar Jesus is daar hoop. En waar daar hoop is daar lewe. Dit hang nie van ons bydrae af nie. Nie eens van ons geloof af nie. Ons kan maar net gaan wees by hom. Ons kan maar net in hom bly. Jesus sê, en hy bid op 'n stadium en hy sê, Vader, ek bid dat hulle in my sal bly en ek in hulle. Want as ons in mekaar is, as ek in hom is en hy in my, dan is ons by hom, in hom. En waar hy is daar hoop. En waar hy is daar lewe. Ons werk ons soms dood om God tevrede te stel met alles wat ons probeer doen. Maar hierdie verhaal wil weer vir ons herinner aan God se genade. En wil eintlik vir ons sê, gaan rus in sy teenwoordigheid. Gaan leef in sy teenwoordigheid, want waar Jesus is daar lewe. Amen. Voordat ek wil bid, as daar enigiemand is wat wil saam bid, is julle welkom. Ek sal so rukkie net dan kans gee vir enigiemand van julle wat ook wil bid. Dan gee ek geleentheid daarvoor. Jesus, terwyl ons so stil sit, besef ons maar net al te goed hoe waar dit is. Dat ons baie keer ook sommer net so deur die lewe gaan, so deur die lewe geslaan word soms. Maar soms ook net so besig raak dat ons nie eens meer die kansse sien, die nuwe moontlikhede sien nie. Dat as U by ons verbykom en vir ons sou sê, kan ek jou help? Dat ons waarskynlik ook sal kla en sê, dis die regering, dis die werkloosheid, dis die ekonomie. Ek kry nie kans om voor te kom nie. Daarom, Here, is dit vir ons wonderlik om vanaand net weer te hoor dat waar U is daar hoop. Waar U is daar altyd nuwe moontlikhede, verrassende moontlikhede. En ons weet, Here, dat U vir ons ook vashou en saam met ons leef en saam met ons loop. Nie omdat ons soveel geloof het, maar net omdat U is. Omdat U wil. Omdat U ons wil vashou. Omdat U met ons 'n verbond gesluit het. Omdat U gesê het, ek wil vir jou 'n God wees. Geen wonder Martin Luther het geskryf, ek is gedoop. Want dis my waarborg dat U my nooit sal laat los nie. Selfs al is my geloof hoe swak en hoe klein. Selfs al sien ek eers meer die moontlikhede raak nie. En het ek alle hoop verloor. Kom herinner hierdie geneesingsverhaal vir my. Dat waar U is daar lewe. Waar U is daar hoop. Waar U is genade. En ek wil by U wees.
Ja, Here, nou verstaan ons ook hoekom Dawid kon sê, die Here is my herder. Ek wil my lewe lank bly in u teenwoordigheid. En nou hoor ons ook vir Johannes wat vertel van u wat gesê het, u is die ware wingerdstok en ons is die lote. Ons kan maar net vas aan u wees. En ons hoor Johannes wat vertel van die gebed wat u gebid het, dat ons in u moet wees, want u wil in ons wees. Die getuienis is oorverdowend. U woord is kragtig. U wil by ons wees. U wil vir ons die lewe kom teruggee. Help ons, Here, dat ons verby die omstandighede kyk. Help ons dat ons onsself nie sal sien as deel van die meublement nie. Altyd nuwe moontlikhede. Altyd nuwe energie. Want u is daar. Ons bid dit in die naam van Jesus, wat na hierdie wêreld toe gekom het, wie die Jode nie wil aanvaar het nie, ten spyte van die wondertekens, maar wat gekom het om die lewe te kom gee. Ons bid dit in u naam. Amen. Kom ons, dis so lekker om sommer net so stil te word in die Here se teenwoordigheid, né? Ons kan eintlik nou sommer net nog so 'n paar minute sit, maar kom ons sing 438 vers 1 en 2 as ons slotlied vanaand. Liedboek 438 vers 1 en 2. Is van God of is van lewe, ware voort van eeuwige. Laat ons nooit die wil weer streven, by ons tot gehoorzamen. Stel ons in die zon, wie zelf in kerk brengen. Bij jezelf in kerkse bidden, om vrijmoedig te getuigen. Luister naar je volkse bidden, als ons werkend voor die wil. Ons voor de beste, die jezelf toch verschillen. Liewe gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus, die genade, nie die geloof en die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees, die teenwoordigheid, die saamwees van sy Gees, saam met julle elkeen wees en bly, sodat ons kan gaan lewe met nuwe moontlikhede en uit genade. Amen. Die Here seën en beskerm jou. Die Here verhoor jou gebede. Vrede vir jou, vrede vir jou, vrede vir jou, vir Amen. Amen. Onthou van die lekker sop daar agter. Ons het baie sop, so julle kan lekker eet vandag.